Right, goeiemiddag, ek staan 'n bietjie by Ile de France en ons gesels met oom Wimpie Rousseau. Nou oom Wimpie gaan gou 'n bietjie ons vertel van die vleis, die skaap, die ras en hoekom jy hierdie skaap moet oorweeg. Oom Wimpie, hoe gaan dit? Goed self. Baie lekker, dankie oom Wimpie. Hoorie oom Wimpie, nou vertel my net gou 'n bietjie van die agtergrond rondom die Ile de France. Ja, ek is 'n oud teeler. Ek was jare president van die genootskap gewees. Die Ile de France het in die 70er jare van Frankryk af ingekom om 'n teenvoeter te kry vir jou dorperrasse en die vinnig markklaar rasse wat vet aansit. Ek noem nou die dorper, maar enige ander ras wat dit aanbetref. Hulle wil 'n groter karkas gekry het met meer marbling op die vleis en dis hoekom hy ingekom het in Suid-Afrika. Hy het 'n vinnige gewigstoename. Jy kan lammers op 42 dae is rondom 19 kg en op 100 dae is dit tot 45 na 48 kg en as jy sy uitslagpersentasie vat wat baie keer bo 50% is, dan slag jy geld in jou sak. Want minder rasse kan dit doen. Die gewone skaaprasse slag gewoonlik 'n gemiddeld van tussen 46 en 47 uit en as jy dan nog 'n 3% bysit wat 'n Ile de France kan uitslag, dan is die 3% goeie geld in jou sak. Okay. Hoorie oom Wimpie, nou sê my gou 'n bietjie, die Ile de France, het hy regtig 'n wolfaktor? Hy het 'n wolfaktor, maar dan moet jy begin selekteer vir wol. Okay. Maar huidiglik het hy 'n sterk wol, nie soos 'n merino en 'n landskaap wat goeie wol het nie. Maar as jy wil en jy kan, dan kan jy selekteer vir wol. Okay. Daar is al teelers wat 'n mikron van 21.5 weggestuur het wat 'n besonderse wol is, maar dan moet jy selekteer vir wol. Okay. Maar meerentyd gaan hulle vir die vleis, want vleis was huidiglik meer werd destyds as wol. Wow, okay, ek hoor. Nou oom Wimpie, ons praat nou so lekker oor die marbling en so aan en die ou skaapvleisie. Wys my gou 'n bietjie die vleis wat jy hier het van die Ile de France. Ons vat sommer die ribbietjie wat hulle hier het. Sy. Dis 'n ribbietjie met bittermin vet. Ja. Jy kan sien sy vetdikte is minimaal en hy het die marbling deur sy vleis. Absoluut. En as jy 'n ribbietjie braai, sal jy nie weer 'n ander skaap of dier se ribbietjie braai nie. Okay. Hy's perfek. So Ile de France. Lekker crispy ribbietjie wat jy wil hê en jy kan hom van die beentjies af eet. Ja, sy so Ile de France ribbietjie is die rib wat jy wil hê. Vir my is dit een, jy weet, soos ek sê, ek kan nie namens die ander ouens praat nie, maar toe ek met hom geboer het, was dit 'n perfekte ras gewees en ek gaan hom nie afskiet teenoor ander rasse nie, maar dis 'n goeie ras. En mense kan maar belê in die ras. Absoluut. Nou oom Wimpie, gee gou 'n klein stukkie wysheid vir die jonger generasie. Ek bær hom net Sê hierso. my oom, hoekom 'n jong ou wat nou rasse kies? Wat is die regte gedagte wanneer hy nou begin kyk na rasse? Kom ek stel dit vir jou anderste. As jy met 'n ras wil boer, moet jy die liefde hê vir die ras. As jy nie die liefde het vir 'n ras nie, gaan jy nie 'n sukses maak van die ras. Okay. Jy moet lief wees vir die ras en jy moet kyk wat jy wil hê en hoe hy gaan aanpas op jou plaas. Ek kan byvoorbeeld ek sal nie met 'n Ile de France in die Karoo gaan boer. Alhoewel hy daar kan aanpas. Die Karoo het sy eie tipe skaap wat daarbey aanpas. Ja. Maar dan moet ons vir mekaar sê, kan ons huidiglik in Suid-Afrika ekstensief heeltemal boer met die diefstalle wat plaasvind? Ja. Dan kan jy meer kyk na semi-intensiewe ras, soos dormers, Ile de France, Suffolks en daai tipe rasse wat jy dalk meer lammers per hektaar kan neersit. Okay. Wat daarom betref jou vrugbaarheid van 'n ras speel 'n kardinale rol. Jy moet tweeling lammers of meerling lammers hê, want dan maak jy geld. Okay. 'n Enkel lam kan jy deesdae nie meer geld maak nie. Jy moet selekteer vir meerlinge. Okay. Oom Wimpie, baie dankie vir die gesels. Baie dankie. Right, en dit is nou oom Wimpie Rousseau hier van die Ile de France. Hy is hier op Nampo, kom gesels bietjie met oom Wimpie. Hy het duidelik die kennis as jy 'n jong ouetjie is wat bietjie meer wil leer.
kom gesels met oom Wimpie, kom praat met hom oor die Ile-de-France ras, kom kyk hoe lyk hulle vleisie. Manne, ek's Anu van Farm Spice. Mooi dag.